sang en jubelkoor, kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here, kom sing 'n nuwe lied vir hom. Hy is die koning, hy is die Here, kom sing 'n nuwe lied vir hom. Sal die vrye volk die God nie, die dag geen drywe aan die dinge bewees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewe nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nochtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, want die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Want die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my, en dit voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U vertrou. Want die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Want die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Kyk, kom staan op vir die nuwe volgende een. Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Na waters waar rus is, lei hy my in. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Na waters waar rus is,
Vandag is 'n baie besonderse Sondag. Dit is Hervormingssondag en ons vier dit elke jaar op die laaste Sondag van Oktober maand vier ons die Hervormingssondag. Nou die hervorming sê vir ons kerk het as ware gebore geword uit die hervorming uit, toe Martin Luther sy 95 stellinge daar teen die kerk deur by Witteberge vasgeslaan het en gesê het dat die kerk moet verander. Die kerk moet terugkeer na die woord van God toe. En as gelowiges, as kerk van die Here Jesus Christus, is dit ook ons roeping om die woord van God uit te leef, om die woord van God te verstaan, maar meer as dit, om die woord van God te glo. Om te weet dat dit die ware woord is, dat dit die evangelie is wat jou red, dat dit die woord van God is wat met jou spreek, wat met jou praat, wat jou red. Dit is wat ons op Hervormingssondag herdenk. So in die week het ek 'n oproep gekry van iemand wat vir my gesê het, jy weet, Oktober maand is die maand van die bose. En ek was heel verbaas en ek vra toe nou, hoe bedoel jy dan nou? Hoekom is Oktober maand die maand van die bose? Toe sê sy vir my, maar dit is Halloween maand. Dit is die maand wanneer die bose op sy losste en op sy besigste en op sy bedrywigste is. Nou wil ek sê dat ons as gelowiges niks met Halloween te doen moet hê nie. Dit is nie 'n goeie ding om daarbey betrokke te wees nie. Maar ons vier juis dat nie die donker nie, maar dat die lig na die wêreld toe gekom het deur middel van die woord. En dit gebeur juis op die 31ste Oktober 1517. So as ek nou so vinnig my somme regmaak, 508 jaar gelede. En Martin Luther het vir ons gesê, maar hier is die woord, want in daardie tyd kon net die geleerde mense die woord lees. Net die mense wat Latyn verstaan het, kon in daardie tyd die woord lees. Nie die normale mens kon die woord lees nie. Toe sê Martin Luther, nee, kom ons vertaal die woord, sodat almal die woord van die Here kan lees. En ons taal is is hierdie jaar 100 jaar oud. En in 1933 het ons eerste Afrikaanse vertaling gekry, waar ons die voorreg het om die woord in Afrikaans te lees. En ek weet nie of ons altyd besef hoe groot voorreg dit is om die woord van die lewende God in ons hande te kan hê en dit te kan lees nie. Dit is een van die grootste voorregte, een van die grootste gawes wat die Here vir ons gegee het om sy woord te kan lees. En dit is hoe ons groei in ons geloof, deur die woord te lees, deur die woord te oordink. En dit is hoe ons kerk ook gebore is, waar die woord vir ons teruggegee is en waar die woord opnuut die hoogste gesag het. So wanneer die woord nie meer die gesag het nie, dan is ons nie meer die kerk van die Here Jesus Christus nie. Ons glo dat die woord van die Here gesag het. En my gebed vandag is dat die woord van die Here ook vir jou sal sin maak vandag, dat die Heilige Gees deur die kragtige werking vir jou hierdie woord, hierdie kosbare geskenk wat ons ontvang het, sal oopbreek, sodat jy dit werklik sal verstaan en dat jy dit in jou hart sal bære en dat jy jou lewe daarvolgens inrig. Dit is die groot genade, die groot gawe wat ons het om die woord te kan lees. Mag vandag vir ons 'n dag wees waar die woord van die Here, nie ek wat hier staan nie, maar dat die woord van die Here self die praatwerk doen. Dit is my gebed in Jesus se naam. Gemeente, terwyl ons so sit, kan ons toetrede lied sing. Ons sing dit, terwyl ons sit, ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en eer. Ons prys U in aanbidding, ons prys U
ons prys U en aanbid, gesalfde en Heer, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons kan nou staan, dan loof ons die Here deur saam te sing, Grote God, aan U die eer. En daarna bly ons staande vir die geloofsbelijdenis en na die geloofsbelijdenis sing ons die Ons Glo lied. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is die majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, hou U Heer U koninkryk. Voordat ek kon kies van vra, het U sien my vloek gedra. Ek kon vind U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles tot en lof, op en hoog van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat, ook aan ons begrip verstaan, hou U al wat is in stand. Ons bely vanmôre ons geloof in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nissia. Julle kan in julle harte saam met my die geloofsbelijdenis agterna sê. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees,
die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons glo dat Jesus Christus as mens vir ons moes ly. Sy Vader wat in maag was, het hom by God gekry. Ons glo gebroke mense, het hy genees gered. Ons al sy wonderwerke, beleef op ons gebed. Hy's die lam, hy's die leeu, hy's die verlosser. Hy het gesien, hy het gekom, hy het oorwin. Hy is ons priester, ons profeet, ons Messias. Aan ons lewe gee hy doel en sin. Ons glo dat hy gesterf het, om sondaars te bevry. Dat deur sy dood daar redding gekom het ook vir my. Ons glo in sy oorwinning, die sonde, dood en hel. En dat die graf wat leeg is, vir vrees vir al vertel. Hy's die lam, hy's die leeu, hy's die verlosser. Hy het gesien, hy het gekom, hy het oorwin. Hy's ons priester, ons profeet, ons Messias. Aan ons lewe gee hy doel en sin. Ons glo dat die boodskap die wêreld moet bereik. Dat mense seer en stikken kan ingaan in Gods ryk. Ons glo die Bybelboodskap is meer as mense werk. Die woorde van genesing, die rigsloer van die kerk. Hy's die lam, hy's die leeu, hy's die verlosser. Hy het gesien, hy het gekom, hy het oorwin. Hy's ons priester, ons profeet, ons Messias. Aan ons lewe gee hy doel en sin. Ek wil vra dat al die kindertjies na vore sal kom. Al die kindertjies. Ons is nou by die derde een en die vierde een. Maar ek dink ons moet net eers kyk, onthou hulle die eerste en die tweede gebod. Ons is mos besig met die 10 gebooie. Onthou julle die 10 gebooie? Okay. Wat was ons eerste gebod? En hoe wys ons? Daar's net een God. Ja, dis Ja. die tweede een, jy hardloop so 'n bietjie, hoor. Slim kind. Ons wys so 2 en die tweede een is, ons mag nie voor 'n ander God aanbid nie. Baie mooi. Maak bietjie so, laat ek net sien. So die tweede een is, ons mag nie voor 'n Ander God bid nie. aanbid nie. Mooi. So ons mag nie Daai vingertjie. buig voor 'n ander God nie. Kyk, dan ons derde een is so. Want weet jy wat se lettertjie maak hy? Wat se lettertjie is dit, Nelrie? Dis 'n w. 'n w. En 'n w sê woorde. Waar kom my woorde uit my mond uit? En woorde sê ek mag nie God in
Die Afrikaanse Bybel sê dit, ek mag nie God se naam ydelik gebruik nie. Ek Ja, mag ja. hom nie sleg gebruik nie. Julle is Baie slim. mooi. En wat dit eintlik beteken, in die Engelse Bybel sê dit, ek mag dit nie oplig en dat dit tot wyn gaan, dat daar niks van kom nie. So ek mag nie God se naam gebruik om gewig te gee aan my woorde nie. Ons mag nooit nie. En ek gaan net die 4de een, laat ons hom net recap volgende keer weer. Die 4de een gaan ons so wys. Sit jou duimpie daar. Kan julle al so vertel? Hy is Hoeveel? vanaf Tel 2, 3. Is dit 4? Is dit nie 3 nie? Nee, dis 4. O, ekskuus. 4. Okay. En die 4de een sê, stop. En kyk wat doen daai mannetjie. Hy slaap. Stop en rus. Okay, ons moet die Sabbatdag eer. So stop en rus. Een dag moet ek stop en rus. Mag nie 7 dae week werk nie. Dominee, mag hulle sweeties kry? Hier is nie sweeties vandag nie. Maar volgende week sal hier so weer sweeties wees. Ek het my deel gedoen. As julle dit volgende week kan onthou, dan gaan ek vir julle sommer nie net gewone sweeties gee nie. Ek gaan vir julle lekker sweeties gee. Wat se sweeties hou julle van? Chocolates, nou. Okay, ek sal vir julle volgende week sal ek sorg dat hier so chocolates is. Maar dan moet julle al 4 gaan onthou. Onthou nou, wat het Tannie Drietjie gesê? 1, 2, 3 maak 'n w, 'n w. En 4, wat was 4 nou weer? Nou het ek hom vergeet. Stop en rus. Okay. Goed, julle sal dit onthou. Skus, hierso, maar volgende week sjokolades. Julle moet my net herinner daaraan Tannie Corien van die altaar dat ek net sjokolades het. Julle kan maar gaan. Julle kan maar gaan tensy julle hier voor wil staan. Gemeente, as die Here Jesus by die samevatting van die wet vir ons sê, jy moet die Here jou God lief hê bo alles anders, dan vat hy hierdie 4 gebooie saam, naamlik dat daar net een God is, dat jy nie 'n ander God mag aanbid nie, dat jy nie die naam van die Here uitelik mag gebruik nie, en dat jy die Sabbatdag moet heilig hou, dat jy moet rus. Dan sê God vir ons hoe ons hom moet dien. En wanneer ons hom so dien, wanneer ons God so lief het, dan kom ons al hierdie 4 gebooie na. Al hierdie 4 gebooie, net deur daardie een, om God lief te hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis die eerste gebod, sê Jesus. En dan nou van 5 tot 10 is dit hoe ons teenoor ons naaste moet optree, maar dit sal ons nou nog so deur die loop van die kindermoment sal ons dit nou nog so bietjie behandel. Maar die eerste 4 gebooie sê vir ons hoe ons God moet lief hê. As ons God regtig lief het, dan sal ons nie sy naam uitelik gebruik nie. As ons God regtig lief het, dan sal ons nie ander gode aanbid nie. As ons God regtig lief het, dan weet ons hy is die enigste God. As ons God werklik lief het, dan sal ons ook een dag in die week afstaan om te rus. Een dag in die week om te rus. Gemeente, ons skriflesing kom uit 1 Konings 18, 1 Korintiërs althans 7. Dankie dat julle my reg help. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Hemelse Vader, ons kom voor U met dankbare harte vir U woord wat lig bring op ons pad. Ons bid dat U vandag deur U Heilige Gees die skrif vir ons sal oopbreek sodat ons U wil duidelik sal kan sien en dat ons volgens U wil sal leef. Seën ons gemeente dat ons in geloof en in eenheid sal groei. Ons bid ook vir genade oor ons land. En ons bid ook dat Here, as U dit ook so beskik, dat U vir ons reën sal stuur
om die droë aarde te verkook. Maar Here, bovenal dank ons U vir U liefde en vir U genade. En ons kom vandag en ons kom bely ons afhanklikheid voor U. Dankie Here dat ons weet dat U is die verlosser. U is die Here. U is die koning van die konings. En dankie dat ons die voorreg het om as medegelowiges hier in U naam te vergader. Mag U verheerlik word bovenals. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie al die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. J.T. Robinson het 'n boek geskryf met die titel, maar dat kan ek nie geloof in. Dit kan ek nie glo nie. En in hierdie boek bepleit hy 'n herinterpretasie van die evangelie. Hy sê die evangelie soos wat dit in die tradisionele kerke verkondig word, kan nie meer deur die mensdom geglo word nie. Die evangelie moet herinterpreteer word sodat dit vir die moderne mens aanvaarbaar sal wees. Die evangelie wat sê dat Jesus die seun van God is, kan nie waar wees nie. Die evangelie wat sê dat Christus gebore is uit die maagd Maria, kan nie waar wees nie. Die evangelie wat sê dat Jesus gesterf het en dat hy uit die dood uit opgestaan het, kan eenvoudig nie waar wees nie. Dit maak net nie sin nie. Die feit dat Jesus weer op die wolke gaan kom en dat hy wonderwerke gedoen het, dit kan geen mens met 'n gesonde verstand glo nie. Robinson het gesê, maar die evangelie, dat kan ek nie geloof in. Ek kan dit nie glo nie. Nou jy kan dalk vanmôre sê dat jy heelhartig met hierdie siening verskil, dat jy glad nie met hierdie siening saamstem nie, maar dink jy nie ook maar baie dikwels in jou eie lewe dat jy weet nie of jy alles kan glo nie.
Jy weet nie of jy die Bybel so ernstig kan opneem nie. Bevraagteken jy nie sekere tekste in die Bybel nie. Wonder jy nie ook maar wanneer jou aardse koninkryk tuimel, wanneer die dinge nie gebeur soos wat jy graag wil hê dit moet gebeur nie. Wonder jy nie ook maar en sê jy nie ook maar hier in jou binneste, maar dat kan ek nie geloof in. Ek kan nie glo in God nie. Ek kan nie glo in Jesus nie. Voel jy nie dikwels in jou lewe dat dit is wat jy wil uitroep, dit is wat jy wil sê nie? Want kom ons wees eerlik vandag met mekaar, daar gebeur baie dinge in hierdie lewe wat ons nie verstaan nie. Daar gebeur baie dinge wat seer maak in hierdie lewe. Daar gebeur baie dinge wat ons bekommerd maak in hierdie lewe. En baie keer wanneer dit gebeur, kom ek agter wanneer ek met mense praat, dan sê hulle, maar dat kan ek nie geloof in. Ek weet nie meer of ek die evangelie van Jesus Christus kan glo nie. En hierdie vraag van of is die evangelie regtig waar, is al so oud soos die eeue. Dit kom deur die eeue heen wat mense vra, maar is die evangelie werklik die waarheid? Kan dit waar wees? Kan die evangelie waar wees? En 'n sterrekundige uit die 18de eeu, Joseph James, het eendag met sy teleskoop die hele hemelruim aanskou. Hy het in sy teleskoop gekyk en hy sê hy het vir God gesoek. As hy so deur die heelal kyk, het hy vir God gesoek, maar hy het God nêrens gekry nie. En ons kan dalk glimlag oor hierdie stelling vandag, maar hy het dit baie ernstig bedoel. Hy het dit as ernstige kritiek op die Christelike godsdiens bedoel, dat God nêrens te siene is nie. Dat God weg is, dat hierdie storie, hierdie verhaal van die evangelie is maar net 'n mite, dit is bloot nie waar nie. Ook in Paulus se tyd het die slim Grieke gesê, maar die boodskap van die kruis van Jesus Christus, dit is dwaasheid. Dit is dwaasheid. Ons lees dit hier in 1 Korintiërs 1 vers 18, die eerste woorde, die boodskap van die kruis van Christus is dwaasheid, is onsin. Die Grieke het gesê, dis dwaas om te glo dat 'n God aan 'n kruis kan sterf, want hoe kan 'n God aan 'n kruis sterf? En die Jode het die kruis van Jesus Christus as 'n aanstoot beskou. Hulle het gesê, maar hoe kan 'n koning gekruisig word? Dit kan mos nie wees nie, dit maak nie logies sin nie. As jy mooi daaroor gaan dink, sê hulle, dan maak dit nie sin nie. Dit is dwaasheid, dit is onsin, die boodskap van die kruis. Hulle het gesê, maar dat kan ek nie geloof in. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo dat 'n God aan 'n kruis moet sterf nie. Ek kan dit nie glo dat 'n koning aan 'n kruis moet sterf nie, maar dat kan ek nie geloof in. En miskien een van die beste tekste in die Bybel om hierdie houding van, maar dat kan ek nie geloof in te illustreer, vind ons in 2 Konings 5. In 2 Konings 5 lees ons die verhaal van Naaman. Nou Naaman was 'n Syriese oorlogsheld gewees. Hy was 'n sterk man gewees. Hy was 'n slim man gewees. Hy was 'n gesiene man gewees. Die mense het met groot agting en verwondering na hom gekyk. Maar Naaman het een probleem gehad. Hy was melaats. En melaatsheid in daardie tyd was 'n doodsvonnis gewees. As jy melaats siekte gehad het of melaatsheid gehad het, dan was daar nie vir jou hoop nie. Dan sou jy dit nie gemaak het nie. Maar Naaman se vrou het 'n jong Joodse dogtertjie gehad wat vir haar gewerk het. En hierdie dogtertjie het vir Naaman gesê, ag meneer, as meneer maar net by die profeet daar in Samaria kan uitkom, dan sal die profeet vir meneer gesond maak. En omdat Naaman desperaat was, het hy besluit om daar na die profeet in Samaria toe te gaan, na Elisa toe te gaan. En toe hy daar by Elisa aankom, toe stuur Elisa net 'n boodskapper na Naaman toe. Elisa kom nie self uit sy huis uit nie, hy stuur 'n boodskapper na Naaman toe en sê vir Naaman, maar Naaman, Elisa sê, jy moet jou 7 maal in die Jordaanrivier gaan was. Nou Naaman was woedend gewees.
Hoe kan hierdie profeet nie eers uitkom en sê, maar ek gaan my hande oor jou wonde vryf en jou God aanroep en jou God sal my genees nie. Maar nee, Elisa sê vir hom, gaan bad jouself in die Jordaan rivier 7 maal. En dan sê Naaman, maar is ons riviere nie beter nie? Is die Abnar of die Parpar rivier nie beter as die Jordaan rivier nie? En dink hierdie profeet boonop nog, ek is vuil, hoekom moet ek my daar in die Jordaan rivier gaan was? Naaman was woedend gewees, want dit was vir hom 'n onlogiese manier waarop God dan nou sê, ek sal jou genees, deur wat hierdie profeet vir hom gesê het. Dit het nie vir hom sin gemaak nie, dit was vir hom onlogies gewees. Maar gelukkig was Naaman baie siek en sy diensmense het hom redelik maklik oortuig om homself te gaan was 7 maal in die Jordaan rivier. En Naaman het dit toe gedoen. Hy het hom 7 maal in die Jordaan rivier gewas en toe was hy gesond gewees. En toe sê Naaman, nou weet ek, daar is net een God. Nou weet ek, daar is net een God. Op 'n onlogiese wyse, op 'n manier wat ons dalk nie verstaan nie, kom God en hy kom ontmoet vir Naaman. Hy kom genees vir Naaman daar in die Jordaanrivier, op 'n onlogiese manier. En baie keer dan dink ons dat die evangelie van Jesus Christus, die boodskap van Jesus Christus, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, is onlogies. Dit maak nie sin nie. En vir die Jode en vir die Grieke was dit 'n onlogiese boodskap. Maar Paulus stap hulle tegemoet met net een boodskap. En ek wil dit vir julle lees in 1 Korintiërs 2 vers 2. Dan sê hy, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus Christus en as hom as die gekruisigde. Dit was Paulus se boodskap aan hierdie mense. Of julle dit nou wil glo of nie, of julle dit verstaan of nie, dit is die evangelie. Jesus Christus red ons. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en oor hom as die gekruisigde nie. En nou wil ek vandag net vir jou vra, hier waar jy in die kerk sit, dink jy ooit aan die kruis van Jesus Christus? Dink jy ooit as jy besig is met jou daaglikse take, besig is met die lewe, besig is om die lewe te leef, dink jy ooit aan die kruis van Jesus Christus? En verstaan jy die kruis van Jesus Christus? Verstaan jy dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, dat hy as 'n uit 'n maagd gebore is, dat hy mens geword het, dat hy tussen ons geleef het, en dat hy gekruisig is vir jou sondes en vir my sondes. Ek was baie tempted, soos wat die Engelsman sal sê, om vandag vir julle 'n video te wys, maar ek het besluit dat hierdie video is dalk te grafies om te wys, te ekstreem om te wys, maar gaan kyk 'n bietjie op YouTube na The Passion of the Christ. En gaan kyk net, wat het Christus alles vir jou deurgemaak? Wat het hy vir jou gedoen om jou vry te koop, om jou te verlos van jou sonde, want jy kan jou nie op jou eie verlos nie. Om te verstaan is een ding, maar om te glo is 'n ander ding. Jesus sê vir ons, glo in my. Glo in my en jy sal die lewe hê. Glo in my en jy sal vrygekoop word. Glo in my en jy sal gered word. Paulus vra nie vir die Jode om dit te verstaan nie. Hy vra nie vir die Grieke om dit te verstaan nie. Hy sê, glo in my. En dan sê hy hier in vers 21 sê hy, dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die wêreld te red. Die prediking van die kruis van Jesus Christus wat vir die wêreld onsin is, dit red ons. Dit red ons.
En Martin Luther, wat die reformatie begin het gesê, as jy Christus nie gepreek het nie, dan het jy nie gepreek nie. En ek wil vandag vir julle sê, hier waar ek staan, Jesus Christus is die verlosser. Jesus Christus is die een wat sy lewe afgelê het vir jou, sodat jy die lewe mag hê. Sodat jy die lewe mag hê. En dit gaan nie daaroor of jy 10 grade het of dalk net sub A het nie. Dit gaan nie daaroor om kennis te hê nie, om alles te weet en alles te verstaan nie. Die Here vra nie vir ons om alles te verstaan nie, maar hy vra vir ons, vat hier die Bybel en glo wat ek vir jou sê. Glo my woorde, neem dit ter harte en jy sal gered word. Glo my woorde. Maar nou wonder ek, hoeveel erns maak ons met die woord van God? Hoeveel erns maak ons werklik om die boodskap van die evangelie elke dag te lees? Hoeveel erns maak ons in ons stilte tyd met die Here? Hoeveel erns maak ons om werklik die Here te dien en die Here te eer? Want as jy die boodskap van die kruis verstaan, dan verander jou lewe. Dan is jy nie meer dieselfde nie. Dan sterf jy aan jou ou mens en dan lewe jy as 'n nuwe mens wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Dan lewe jy anders. Maar hierdie lewe gebeur. Dinge gebeur in ons lewe, ons is bekommerd oor 'n klomp dinge en seer dinge gebeur in ons lewe en dan vra ons en dan sê ons, maar dat kan ek nie geloof en dit kan ek nie glo nie. Maar ons maak nie erns met die woord van God nie. Ons maak nie erns met hierdie boodskap van die evangelie nie. En onthou julle Jesus se woorde daar in Matteus 18 vers 3 tot 5, dan sê hy, as julle die koninkryk van God wil beerwe, hoe moet julle word? Julle moet soos kindertjies word. Julle moet weer soos kindertjies word om die koninkryk van God te beerwe. Ek beloof jou, sê Jesus. As jy nie word soos 'n kind nie, dan sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. En baie keer dink ons dat Jesus daar vir ons sê dat ons onskuldig moet wees. Nou ek weet uit my eie ondervinding uit my eie kind weet ek dat dit gaan nie oor onskuld nie. Want my kind is nie onskuldig nie. As hy daardie glas omstamp en ek vra vir haar, het jy die glas opgestaan? En sê sy, nee papa, dit was nie ek nie. Sy's nie so onskuldig nie. Kinders is nie so onskuldig nie. Dit gaan nie oor onskuld nie, maar dit gaan oor afhanklikheid. Dit gaan daar om jou afhanklikheid van jou Vader wat in die hemel is te bely en te sê, maar ek is afhanklik van U. Here, as U nie sorg nie, is ek in die moeilikheid. Ek moet my afhanklikheid van God bely. En soos wat 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm God hom oor ons. En dit is daardie afhanklikheid, daardie kinderlike geloof wat ons weer opnuut moet aanneem en sê, maar Here, ek vertrou U met my lewe. Ek weet dat ek nie op my eie die pad kan stap nie. Ek weet as ek my eie plannetjies maak, dan is dit nie genoeg nie. Ek weet dat ek nie sonder U kan lewe nie. Ek weet dat ek aan die voete van die kruis U vind. En ek wil vandag weer sê, as jy God wil vind, gaan sit by die kruis. Gaan sit by die kruis van Golgotha, want daar sal jy God vind. Daar sal jy hom vind. Daar sal jy sy liefde beleef. En daar sal jy in afhanklikheid voor God kan sê, maar aan U kom toe die eer en die lof en die aanbidding. En dan is jy soos in Openbaring 5, waar die 24 ouderlinge, met ander woorde die kerk, deur die eeue heen, hulle krone van hulle koppe afhaal en op hulle knieë neerval en sê aan hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Dit is dan wanneer jy besef wie Jesus is. Glo jy die evangelie? Glo jy dat Jesus Christus vir jou die prys betaal het? Glo jy dat Jesus jou sonde vergeef?
Johannes sê vir ons, elkeen wat met 'n opregte hart sy sonde voor God bely, God was hom skoon, silwerskoon, witter as sneeu, en hy verwyder ons sonde, sê Psalm, so ver soos die weste van die ooste verwyder is. En ek het dit nou die dag vir die belydennisklas gesê, hoe ver is die weste en die ooste van mekaar verwyder? Noord en suid kan jy nog met mekaar verbind, maar wes en oos kan nie. Dit is hoe ver God jou sondes verwyder. Hier by die kruis van Golgotha het hy vir jou gesê, maar jy is my kind. Ek het jou lief. Ek het jou met my hele lewe lief. Ek het my lewe gegee vir jou sodat jy die lewe kan hê. En geliefdes, dit is die boodskap van die evangelie. En dit is die boodskap wat Martin Luther in 1517 vir die kerk van destyds gesê het, julle kan nie hierdie boodskap vir julle self hou nie, hierdie boodskap moet uitgaan in die wêreld in, en ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie hierdie boodskap van Christus vir jouself hou nie. Jy moet by die skool, by die huis, by die werk, op die plaas, moet jy hierdie boodskap leef. Jy moet dit leef. Dit gaan weer eens, dit gaan nie daaroor om alles te verstaan nie, maar dit gaan daaroor om te glo. En vandag wil ek afsluit met die vraag, ek weet nou nie hoe lank het ek gepreek nie, maar ek hoop julle luister nog. Ek wil afsluit net met hierdie vraag, glo jy dat Jesus vir jou sondes gesterf het? As jy dit glo, dan verander jou lewe. Dan is jy nie meer dieselfde nie. Dan leef jy anders, dan doen jy anders. Glo jy in Jesus Christus? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vandag in kinderlike geloof ons afhanklikheid voor U bely. En ons weet dat die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar Here, mag U die boodskap van die kruis in ons harte kom bære. Mag ons elke dag herinner word aan U woord. Mag ons herinneringstekens oprig in ons lewe en mag ons weet dat U is die Here. U is die verlosser. En mag ons lewe inrig en mag ons lewe met dankbaarheid en afhanklikheid van U alleen. Amen. Ons slotlied is Vlam 112, Ek roem U naam. Kom ons staan, dan sing ons dit saam tot eer van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.